Goeiedag geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Ons is hierdie week besig met 'n tema wat ek noem Terwyl ek wag op my beloftes. En hierdie is episode 3 in hierdie reeks. En ons het begin by Israel aan die voet van die berg in die woestyn Sinai, terwyl hulle gewag het vir Moses om af te kom. En toe hulle nou dink hulle het nou lank genoeg gewag, toe maak hulle eie plan vir 'n God om hulle na die beloofde land toe te vat. Wat nogals vir my next level stupid is. Want daai kalf het hulle mos nou nie die land beloof nie. So hoe kan hy hulle nou soontoe vat? Dis nou boonbehalwe dat dit 'n dooie stuk goud is. Maar in elk geval, dis nou nie die punt nie. Maar ongeduld mag dalk net veroorsaak dat jy iets stupids aanvang waarvoor jy later gaan baie spyt wees. Soos koning Saul. In 1 Samuel 13 kry ons vir koning Saul in 'n penarie. Hy het 3000 manne by hom en die Filistyne het voetsoldate soveel soos die sand op die seestrand, plus 3000 strydwaans en 6000 perdruiters. Hy het 'n probleem. Houston, we've got a problem. Ons sien selfs in vers 6 dat sy manne so bang is dat hulle begin om oral weg te kruip. Lees nou saam met my vanaf vers 8. En hy het 7 dae lank gewag tot die tyd wat Samuel bepaal het. Maar toe Samuel nie na Gilgal toe kom nie en die manskappe van hom af verstrooid raak, vers 9, het Saul gesê, bring na my die brandoffer en die dankoffer, en hy het die brandoffer geoffer. So Samuel het aan Saul 'n belofte gemaak in 1 Samuel 10 vers 8, dat ek sal oor 7 dae daar wees, om vir jou tot God te offer en vir jou te sê wat om te doen. Saul sien dat die tyd min raak, en weer eens soos met Israel in die woestyn, besluit Saul self wat hy gaan doen. Hy besluit self wat die beste gaan wees onder die omstandighede, en hy besluit om self die offers te bring. Iets wat 'n totale sonde was in daai tyd onder die wet, want slegs die priesters mag offers gebring het. Maar hy was nog besig om die offers te bring, toe kom Samuel daaraan. Kom ons lees verder vanaf vers 10. En toe hy net gereed was om die brandoffer te bring, kom Samuel met eens daaraan, en Saul het uitgegaan om tegemoet om hom te groet. Vers 11, daarop vra Samuel, wat het jy gedoen? Het klink eerder vir my asof hy hom gevra het, nou wat het jy nou aangevang? Maar Saul se reaksie, dink ek, is wat eintlik sy einde beteken het, want dit het ontbloot wat regtig in sy hart is. Hy het nou net 'n verskriklike sonde begaan, en in plaas daarvan dat hy vir God en vir Samuel om vergifnis smeek, probeer hy homself regverdig. Iets wat Aram ook probeer het. Hierdie vrou wat u my gegee het. En dit het nie vir Aram gewerk nie, dit het nie vir Saul gewerk nie, en dit werk vandag nog steeds nie. Hoor wat sê Saul. Ek het gesien dat die manskappe verstrooid raak van my af, en toe u nie kom op die afgesproke tyd nie, terwyl die Filistyne en Michmas by mekaar kom. Saul het 'n lys van 3 verskonings. Ek het gesien my manskappe begin haal, jy Samuel was laat, en die Filistyne was besig om by mekaar te kom. So ek het met my slim brein, met my gesonde verstand, al hierdie dinge gesien, en toe het ek tot die volgende besluit gekom. En dan staan daar in vers 12, ek het gesê, dis nou Saul, ek het gesê, nou sal die Filistyne na my toe aftrek in Gilgal, en ek het die aangesig van die Here nie om genade gesmeek nie. Daarom het ek myself sterk gehou en die brandoffer gebring. Vers 13, toe sê Samuel vir Saul, jy het dwaas gehandel. Jy het die gebod van die Here jou God, wat hy jou beveel het, nie gehou nie. Want anders sou die Here jou koningskap oor Israel vergoed bevestig het. Hoor mooi wat sê Samuel, jy het dwaas gehandel. Dit wat vir Saul na wysheid gelyk het, was vir God dwaas. En sonde en ongehoorsaamheid sal altyd dwaas, sal altyd stupid wees. Maak nie saak wat se verskonings jy probeer aanbied nie. Daar's so baie wat ons uit hierdie storie kan leer, maar in die konteks van dit waarmee ons besig is, terwyl ek wag op my belofte, wat kan ons hier leer? As ons nou na die tyd terugkyk, dan sien ons dat Samuel glad nie laat was, soos wat Saul beweer het nie. Saul het nie op die 8ste dag die offer gebring nie, maar dit was steeds nog die 7de dag.
Maar wat ek wel hier sien, is dat godsdiens vir Saul belangriker was as verhouding met God. Hy sê self in vers 12, en ek het die aangesig van die Here nie om genade gesmeek nie. Daarom het ek myself sterk gehou en die brandoffer gebring. Weereens, soos met die Israeliete by die berg, sien ons dat iets wat in Saul se hart was, het na vore gekom toe hy moes wag op die belofte. En dit was nie iets moois nie. En miskien het hy self nie eens geweet is daar nie. Maar ek is baie seker dat as hy die aangesig van die Here om genade sou smeek toe hy hierdie vrees en tekortkoming in homself gesien het, sou die Here hom gehelp het. Maar soos met Israel by die berg, het hy nie vir die Here om hulp of genade gevra nie, maar gedoen wat hy gedink het is reg. Al het hy geweet, dis sonde. En ek dink dis ons grootste les wat ons uit albei hierdie voorbeelde kan leer. As jy jouself in 'n seisoen bevind waarin jy wag op 'n belofte om te realiseer, maak seker jy wag by Jesus. Gaan na hom toe en kry jou antwoord by hom. Ons het verlede week klaargemaak met 'n reeks oor intimiteit met God, intimiteit met Jesus, om hom te ken, om verhouding en fellowship met hom te hê. Wanneer jy voel dit raak stil, draai die volume op man. Draai die volume op jou tyd saam met hom, op jou tyd in sy woord, op jou tyd in praise and worship, op jou doelgerigte dankbaarheid teenoor hom. Maak seker jy soek vir redes om voor dankbaar te wees. Draai die volume op jou liefde vir die mense om jou. Saai in die rigting waarin jy wil beweeg. As jy die Here vertrou vir 'n nuwe kar, betaal iemand anders se karpaaiement. As jy die Here vertrou vir 'n huweliksmaat, bless 'n suksesvolle en liefdevolle egpaar met 'n aandete by jou gunsteling restaurant. Dink 'n bietjie innoverend, maar saai waantoe jy wil gaan. Vra die Heilige Gees wat gaan in jou situasie die beste vrugte oplewer. As jy saai waarin jy wil gaan, dan smeer jy die vyand se neus in jou geloof en jy wys vir God, jy's op hom en sy geliefdes en sy wil gefokus. Jy mag dalk dink dis nou bietjie ekstreem of dalk sinneloos, maar ek wil jou sê dis verseker 100 maal beter as om op 'n hoopie te gaan sit en jouself jammer te kry, of om jou eie planne te maak en self te probeer om jou beloftes te laat realiseer. Dit was in elk geval van die begin af God se belofte aan jou. Los dit vir hom om dit na te kom. Ek wil jou aanmoedig vandag. Ek wil eintlik by jou pleit uit my hart uit. Neem 'n besluit in jou hart. Jy gaan nie doen wat jy wil doen en die situasie manipuleer nie. Maar jy gaan aanhou om op hom te fokus en aan hom vas te hou en jou verhouding met hom en sy mense te koester en te wag vir hom om jou belofte te realiseer. Hy is lief genoeg vir jou om dit vir jou te doen. Romeine 8 vers 32 beloof ons, as God sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? Bly op sy skoot, bly by sy voete, jou belofte is op pad. Here, dankie dat U so vol liefde is, dat ons kan weet, dat ons weet, as U 'n belofte gemaak het, sal U dit nakom. Here, ek wil saam met elkeen wat hierna luister, onderneem vandag. Ons gaan nie ons eie planne maak nie. Ons wil op U vertrou, ons wil op U fokus. Maak nie saak hoe die situasie lyk nie. U bly ons bron, U bly ons uitkoms en U sal die belofte nakom wat U gemaak het. U is 'n waarmaker van U woord. Dankie Here dat U betroubaar is. In Jesus naam. Amen. Geliefde van Jesus, hou jou oog op hom. Hou jou oog op Jesus en hou jou neus in sy woord. Shalom.